Goeiemôre. Ek groet in die mooiste naam, die naam van ons Here Jesus, die koning van al die konings en die Here van die Here, vir wie elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy die Here is. Maar nou wil ek net ietsie vra. Haal die frons van bekommernis nou van jou gesig af en gee my 'n mooi glimlag, want ek het 'n goeie nuus vanmôre vir u, 'n blye boodskap. Die duiwel sê moenie glo nie, vrees net, maar die Here Jesus sê vanmôre, moenie vrees nie, glo nie. Ek gaan graag vir u lees uit Psalm 91. In die beskerming van die Allerhoogste is die opskrif van hierdie Psalm. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal vir die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voorvange van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuel sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n panster. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, na jou toe sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want u Here is my toevlug, die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. En nou hierdie pragtige woorde, omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek jou verstadig en ek sal hom my heil laat sien. Net tot daar die Here se woord seën ons vanmôre met hierdie blye boodskap. Ons is in die beskerming van die Allerhoogste. Broers en susters, vanmôre wil ek graag vers 14 vir ons uitlig as die teksvers van ons oordenking. Maar ek wil dit graag persoonlik aan u maak, waar die woord van die Here sê aan en my ook. Omdat jy my liefhet, sê God, en hy kan nie lieg nie. Daarom sal ek jou red. Ek sal jou beskerm, omdat jy my naam ken. Ek wil graag met u praat oor die tema, maar dit is nie net 'n tema nie. Dit is 'n opdrag van die Here Jesus vanmôre. Moenie vrees nie. Glo net, moenie vrees nie. My broers en susters, ons het met 'n geweldige krisis op die oomblik te doen. En die ding het nogal 'n naam. Sy naam is corona. Ek hoor hulle noem dit ook COVID-19. Dit staan vir, COVID staan vir coronavirus disease. En die 19 staan vir die jaar waarin die ding tevoorskyn gekom het in 2019, né? Nou, broers en susters, dit is vir my interessant dat mense altyd 'n naam vir hierdie peste wat die duiwel uitdink gee. Ek dink aan die tornado's wat Amerika so kort tref, en wat vir my verstommend is dat die goed elke keer 'n vrouenaam het. Nou, ek wil nie daaroor uitbrei nie, kom ons word dit nou maar daar, né? Maar hierdie ding is nie net 'n epidemie nie. Hierdie is 'n pandemie. Daar's 'n verskil tussen die twee. 'n Epidemie is 'n nasionale krisis, met ander woorde wat die land self aanbetref. Maar 'n pandemie is 'n internasionale krisis. Dit is 'n wêreldwye krisis. En broers en susters, ek het in my lewe van 77 jaar nog nie so iets aanskou nie. Dit raak letterlik elke sektor van die samelewing. En tans is daar nog geen middel daarteen nie. Ja, Duitsland en Amerika wedywer om te kyk wie van hulle kan eerste so 'n middel kry om die ding te beveg. Maar tot nou toe is daar nog geen teken van so iets nie. En broers en susters, omdat daar nog geen keer is nie, gaan die ding net aan van kwaad na erger. Maar die ding het my so laat dink aan iets anderster. Jy weet, as die goeie nuus van ons Here Jesus, dat hy die redder is, so vinnig kom versprei, as wat hierdie slegte nuus oor die corona versprei het, wil ek vir u sê, was die hele wêreld tans alreeds geëvangeliseer. Nou, as die mense so bang was vir die tweede dood,
naamlik die hel, die verskrikking van die ewigheid sonder God, sou hulle so gou as moontlik in hulle miljoene na Dr. Jesus toegevlug het. Nou, broers en susters, ek wil net vir u sê, miskien is daar geen ander keer vir hierdie ding nie, maar vir die sondevirus, die sondevirus, is daar net een keer, een middel wat kan keer dat dit nie verder gaan nie, en dit is die bloed van ons Here Jesus. Miskien sal hierdie pandemie daartoe lei dat miljoene mense na die Here Jesus toe sal vlug, as hulle uiteindelik agterkom, daar is niks meer wat nou help nie. So ons moet maar op die Here Jesus vertrou. Mense kan net die vraag nou vra, waarom hierdie verskrikking? My broers en susters, ek glo, hierdie is die laaste van een van die laaste tekens van die laaste tyd, net voordat die Here Jesus gaan kom. Ons lees in Matteus 24, jy weet die Here Jesus het ons alreeds 2000 jaar gelede gewaarsku dat hierdie goed sal kom. En in Matteus 24, vanaf vers 3, vertel die Here Jesus ons van hierdie dinge. Sy disippels sit op die Olyfberg saam met hom en hulle vra van, wat is die teken van u wederkoms? En Jesus sê vir hulle, pas op, dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus. En hulle sal baie mense mislei. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind. Maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander. En luister nou, en daar sal hongersnood wees, en pestsiektes, en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee, en hierdie teks is spesifiek met Israel te doen. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak. En julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. En is dit nie waar nie, broers en susters? Israel is op die oomblik die swart skaap van die wêreld. Maar dan God vir 'n man soos die president Donald Trump van Amerika, wat hom ontferm het oor hierdie mense, en ek glo God sal hom seën daaroor. En dan sal baie tot struikel gebring word, en mekaar verraai, en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste mense verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Het is my interessant dat Judas, ten minste Lukas, ook in verband met hierdie eindtyd vir ons iets te sê het, hier in Lukas, die 21ste hoofstuk vanaf vers 25 tot 33. Daar staan geskrywe, en daar sal tekens wees aan die son en die maan en die sterre, en op die aarde benoudheid van nasies, in hulle radeloosheid, dis waar ons nou op die oomblik is, in hulle radeloosheid, wanneer see en branders breek. En mense se harte sal beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemele sal geskik word. En dan sal hulle die seun van die mens sien kom in 'n wolk, met groot krag en heerlikheid. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo, en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Toe vertel hy hulle hierdie gelykenis. Let op die vrye boom en al die bome, net soos hulle bot, weet julle van self, as julle dit sien, dat die somer al naby is. So moet julle ook weet, dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan, voordat alles gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan. Nou, broers en susters, die gedeelte hierbo, by vers 26 sê, en mense se harte sal beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die aarde kom. En my boodskap vanmôre aan u is mos, moenie vrees nie, moenie vrees nie. Hoor vanoggend die woord van die Here, moenie vrees nie. Jy weet, toe ek op die Here gewag het vir hierdie boodskap van vandag, het ek vir die Here spesifiek gevra om met my te praat oor die coronavirus. Wat gaan hier aan, Here? Wat kan ons verwag? En toe lei die Here my na die geboorte van ons Here Jesus toe.
En ek het by myself gedink, Here, wat gaan U nou vir my sê uit hierdie gedeelte van die geboorte van ons Here Jesus? Maar toe ek begin lees, toe kom ek agter wat die Here vir ons wil sê. En ek wil graag hê dat U dit ook sal sien, saam met my. Ek lees eers vir U Lukas 1 vers 11 tot 13. Toe verskyn daar aan Sagaria, dit is nou die vader van Johannes die Doper, 'n engel van die Here wat aan die regterhand van die reukofferaltaar staan. En toe Sagaria hom sien, was hy ontsteld en vrees het hom oorweldig. Maar die engel sê vir hom, moenie vrees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. Hoor jy wat ek sê? Dis 'n engel wat vir Sagaria sê, moenie vrees nie, want jou gebed is verhoor. Bid u teen hierdie willes. Dan wil ek vandag vir u sê, die Here het ons gebed as kinders van die Here gehoor. Ons hoef nie te vrees nie, broers en susters. Lukas 1 vers 28 tot 30 is dit weer 'n engel. En die engel het met Maria binnengekom en gesê, wees gegroet, begenadigde, die Here is met jou. Geseënd is jy onder die vroue. En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord. En sy het daaroor nagedink, wat hierdie groet tog kon beteken. En luister nou wat sê die engel nou weer vir haar. Hy sê, moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. My broers en susters, ek glo hierdie woorde is ook vir die kinders van die Here vanmôre. Die engel van God wil vanmôre vir ons sê, moenie vrees nie. Julle gebede is verhoor, julle het genade by God gevind. En nog een teks, Lukas 2 vers 8 tot 11. En daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oopveld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met een staan daar 'n engel van die Here by hulle. Is dit nie wonderlik nie? Weer 'n keer 'n engel. En die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. En groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie. Want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker, wat Christus die Here is. My broers en susters, die Here wil vanmôre vir ons sê, hy het vir ons 'n verlosser gestuur, wat ons uit hierdie krisis kan uithaal. En dis my interessant, dat al hierdie moenie vrees nie uitsprake gekom het net voordat die Here Jesus gebore is. En vanmôre staan daar weer 'n engel voor u, om vir u te sê, moenie vrees vir hierdie pes, vir hierdie coronavirus nie. Dit is net nog 'n teken van die volheid van die tyd van Christus se wederkoms na die aarde toe. Met ander woorde, net voor die Here Jesus gebore was daar tekste gewees wat gesê het, moenie vrees nie. En vanmôre sê die engel van God vir u, moenie vrees nie. Nou u vra, wie is die engel van God? Dan wil ek vir u sê, dis ek self. Nou, iemand sal dink, maar jy praat dan maar groot, hoe kan jy dit sê? Wel, my kar se nommerplaat is 1 engel. En toe vra iemand my eendag, hoe kan jy sê jy's 'n engel? Ek sê, wel, my vrou sê vir my engel. En dit sê nogal iets. Maar weet jy, broers en susters, as jy gaan kyk na Openbaring 2 en 3, dan sien jy iets wonderlik. Daar staan geskrywe, en skryf aan die engel van die gemeente in Efese. Skryf aan die engel in die gemeente by Smyrna. Skryf aan die engel van die gemeente van Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia en die engel van Laodicea. Wie is daai engel? Dis maar net die boodskapdraer. Dis wat ons is. Ons is nie besondere mense nie, ons is maar net boodskapdraers. En wonderlik, ek is vanmôre boodskapdraer van die evangelium, die goeie nuus. En ek is so bly dat ek vanmôre vir u kan bemoedig en sê, die duiwel sê, moenie glo nie, vrees nie. Maar die Here Jesus sê vanmôre, in verband met hierdie hele pandemie, moenie vrees nie, glo nie. Glo wat? Glo die woord. Glo vanmôre die Rema woord. Weet jy, Rema beteken 'n lewendmakende woord. 'n Logos woord is 'n dooie woord, maar God kan 'n dooie woord gebruik om lewendig te maak vir ons tyd, en dan word dit 'n Rema woord, waar die Here vanmôre vir julle sê, net soos wat hy dit sê hierso in die woord van die Here hier in Psalm 91. Hy is dit wat jou sal red uit die net van die voorvalle, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n panster. Hoor nou, jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel,
vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, na jou toe sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou, luister en die vergelding van die goddelose sien. Dit is nie wonderlik. Ons is nie goddelose mense nie. Ons behoort aan die God van die gode en die koning van al die konings. Voor wie elke knie sal buig en elke tong sal bely, en hierdie virus ook, sal buig voor die Here. En dan, broers en susters, sê hy, op die slang, op die leeu en die ander sal jy trap, die jong leeu en die slang sal jy vertrap. Nou, hier is die voorwaardes. Omdat jy my lief het, sê God, daarom sal ek jou red. Ek sal jou beskerm, omdat jy my naam ken. My liewe broers en susters, kan ek vanmôre vir u die vraag eerlik vra, het jy die Here Jesus waarlik lief? As jy eerlik kan sê ja, is jy veilig. Jy weet, die Here Jesus het hier in Johannes 21 vir Petrus 3 maal gevra, Petrus, Simon seun van Jona, het jy my waarlik lief? En sy antwoord was, ja Here, en toe gee die Here hom 'n opdrag. Hy sê vir hom, laat my lammers by. En toe vra die Here die tweede keer vir hom, Simon seun van Jona, het jy my waarlik lief? En hy sê, Here, u weet dit dan tog. En hy sê, pas my skape op. En die derde keer vra Jesus vir hom, Simon seun van Jona, het jy my lief? Hy sê, ag Here, en hy word bedroef. U weet dit tog. En die Here sê vir hom, laat my skape by. Met ander woorde, broers en susters, as ons sê ons het die Here lief, dan moet ons sy opdragte vervul. Weet jy, die woord van die Here sê in Johannes 14 vers 5, as julle my lief het, bewaar my woord. Met ander woorde, doen wat ek vir jou sê. Hierdie is uiters belangrik, want dis nie net kinders van die Here wat beskerm sal wees nie. Dis kinders van die Here wat gehoorsaam is aan die woord van God en dit doen. Dwars met die Bybel was die gehoorsaamheid aan die Here van die Here ontsettend belangrik, en dit is nog steeds dieselfde. In Johannes 14 vers 21, die aangedeelte sê hy, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. Johannes 14 vers 23, die aangedeelte sê, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. En dan net om seker te maak dat ons verstaan wat hy sê in Johannes 14 vers 24, hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie. So broers en susters, ons moet doen wat die Here van ons verlang, nee. Dan sal die Here vir ons veilig laat wees. Nou, ek wil graag net daai teks wat ons gebruik het as ons teksvers gebruik, om vir u te sê, hy twee dele. Hy sê, omdat jy my lief het, sê God, daarom sal ek jou red. So dit is uiters belangrik dat ons die Here moet lief hê, nee. Maar die tweede deel sê, ek sal jou beskerm omdat jy my naam ken. En vir ongeredde mense is hierdie 'n baie belangrike saak. Jy moet waarlik die Here Jesus se naam ken as die soetste naam. Daar's mos 'n ou liedjie wat sê, Jesus is die soetste naam vir my, en hy is altesaam soos sy dierbare naam. Daarom het ek hom so lief gekry, want Jesus is die soetste naam vir my. Weet jy dat daai naam, as ek daardie naam hoor, broers en susters, liewe vriende, dan kom daar 'n sagtheid en 'n teerheid in my binneste, en ek voel ek kan huil, want ek het bly dat ek hom ken in die krag van sy opstanding, bly dat hy my iewers in my lewe aan die hand kom vat het en my uit die sonde mag uitgelei het en my op die pad van die Here geplaas het en my nog bewaar het tot hierdie dag toe. Ek kan eerlik sê, sy naam is my die kosbaarste naam, en ek wil graag vir u 'n lied sing, ek ken 'n naam, dis kosbaar ver bo alles. En ek sing dit vanmôre tot eer van die Here Jesus, wat ek lief het met my hele hart. Ek ken 'n naam, dis kosbaar ver bo alles. Daardie naam verruk my wese deur en deur. Die wonder van die naam is so onmeetbaar. Dit is die naam van Jesus, my koning en my Heer. Ja, dit roer my siel, wanneer ek dink aan my Jesus, die dierbare naam
slawe kan bevry. O die enig naam, wat my verlos van al my sonde. Ja, daar is geen naam, wat my ooit meer bekoor. Daar die naam leef voor, en sal vir ewig stand hou. Vyl koninkryke en op vorste val. Geen misvolk sal daar die glans ooit kan verberg nie. Daar die naam sal skitter tot in ewigheid. O, dit roer my seel, wanneer ek dink aan my Jesus, die diebre naam, wat slawe kan bevry. Die enig naam, wat my verlos van al my sonde. Daar is geen naam, wat my ooit meer bekoor. Ja, daar is geen naam, wat my ooit meer bekoor. Ja, daar is geen naam, wat my ooit meer bekoor. As u nie hierdie lied saam met my uit u hart kon sing, en u wil graag inkom in die koninkryk van God en ons maak met hierdie koning, bid dan agter my aan, sê van hom, Here Jesus, ek is so jammer dat ek so lang van u af weggebly het. Dit laat my so dink aan daai liedjie wat sê wasted years. Maar vanmôre kom ek na u toe, Here, met my hele hart. En ek wil ook graag vir u erken en nou. Dis kosbaar ver bo alles, wat dat u my vanmôre sal red en was in u bloed en my naam skryf. In die boek van die lewe van die Lam. En my genade gee, Here, dat ek dit ook sal maak. Saam met die gerin, saam met die mense van die Here. Dat ons nie net bewaar sal wees, Here, van hierdie virus nie, maar van die grootste pes wat daar kan wees, naamlik sonde, wat die tweede dood veroorsaak, maar die bloed van Jesus was my vanmôre witter as die sneeu. En ek dank u dat ek nou u kind kan wees, saam met die Here, wat kan loop, help my, dat ek nooit sal terugkyk of omdraai, maar sal aanhou tot in die jongste dag, en dat ek eendag by u sal hoor mooi sê. Ek dank u dan voor u. En as u uw lewe nou aan die Here Jesus gegee het, dan kan u eerlik sê, ek sal tot die Here sê, my toevlug, en my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. Kan ons afsluit met hierdie pragtige lied, omdat hy leef, sien ons kans vermoor. Sal u dit saam met my sing net waar hy sê? Omdat hy leef, sien ons kans vermoor. Omdat hy leef, verdwyn al my vrees. Omdat ek weet dat u leef en u hou die toekoms, is die lewe nou die moeite werd, omdat u leef. Sing het nog eenmaal saam. Omdat hy leef, sien ek kans vermoor. Omdat u leef, Here Jesus, verdwyn al my vrees. Omdat ek weet dat u leef en u hou die
omdat u leeft, is die lewe nou die moeite waard. Omdat u leeft, is die lewe nou die moeite waard. Omdat u leeft. Ek sluit af met die woorde: moenie vrees nie, glo nie.